12 minute oor 7, hartelike goeiemôre, good morning. Nou, ons goeie vriend Revense het onlangs 2 groot aankondigings gemaak. Eerstens, dat hy 'n pa geword het, en tweedens, sy splinternuwe enkelsnit Nike, en die man is hier om vir my alles te vertel. Revense, goeiemôre, good morning my vriend. Goeiemôre Piet, hoe lyk die dinge? Baie lekker, so lank laas met jou gesels. Ja, ek wou nou net sê, dis jare nou, ek voel bevry, ja. So, ek was veronderstel om te vra, hoekom so skaam, hoekom so afwesig en teruggetrokke, maar toe breek jy die groot nuus, ons het dit nooit Ek was geweet besig man. En op Moedersdag deel julle die nuus, hoekom so stil, hoekom so geheimsinnig? Ag, jy weet, ek is mos maar 'n Luddite. Ek post in elk geval 1 keer 'n jaar op Instagram of Facebook of wat ook al. En toe ek myself kry, toe is baba al lankal hier en ek het nog nooit vir enige iemand iets gesê nie. So toe besluit ons mag saam, ek en mamma, dat ons dit op Moedersdag doen en die mense voorstel aan ons White Panther. So Moedersdag het nogal baie oulik gegaan, maar hoe het jy toe nou jou eerste Vadersdag gevier? Deur om nie te slaap nie, ja. Kry julle daarop geslaap? Nee, Jessie, ek het die nagskofte hoeka, so ek sukkel. Ek het hoeka gisterand een van daai aantjies gehad. Maar nagskof is eintlik baie maklik. Ek meen omdat Ons is ons nou maar gewoond laat daaraan, man. teruggekom het van die shows af. Presies, ja, nee. En ja, dis baie makliker om dit nigter te doen, so. En hoe lekker is dit vir jou om pa te wees? Ag, dis phenomenal. Kan ek vir jou sê, net voel of my hele brain chemistry verander het. Ek meen, al my besluite was altyd gebaseer op klomp filosofiese idees en klomp snaakse goed. Elke liedjie wat ek skryf moet probeer om die wêreld te verander. En nou is my prioriteit net my gesin. En Makes life much easier. En jou persepsie oor die lewe het ook seker verander, né? Nou as jy mense met kinders sien by 'n show, dan dink jy dadelik anders. Toe ek die eerste keer my laai teen my hande vashou en ek kyk vir hom, toe besef ek eers vir die eerste keer actually hoe lief my ouers was vir my. Ja, and that changed a lot. En jou splinternuwe liedjie, Nike? Nike uit die hemel blou. Ja, ek het nou lanklaas release, ek het 'n bietjie van 'n breekie gevat van skryfwerk af. En nou voel ek weer bietjie lus. Toe besluit ek wat beter as om 'n time capsule van hedendaagse liefde vir die toekoms te los en toe skryf ek Nike. Ek moet vir jou sê toe ek nou die video ook gesien het, jy lyk weer van voor af smoor verlief en julle luister beide lyk hierso. net so happy en I never thought it would be me. Ek was altyd die ou wat love songs speel op Valentine's Day vir ander mense om liefde te geniet en nou is ek actually a victim, so ek's baie dankbaar. Nou maak dit ook vir jou meer sin as jy na hierdie liedjies Verskriklik, luister. ja. Nee, Sal jy enige van jou liedjies oorskryf nou dat jou persepsie bietjie Nee, verander het? kyk, ek dink ek moet 'n paar edits insit. Daar is van my lirieke wat baie oningelig was relatief tot die realiteit. En hierdie liedjie is hy geskryf vir Tanay? Inderwaarheid, sy is my Nike, vir nou en vir ewig. En ja, hierdie is nou my heildronk aan ons stukkie liefde in 2025 en hoe ons lief gehad het in Afrikaans. En waarmee was jy alles doenig geweest, jy weet, in die tyd wat jy so afwesig was, want ek dink is ook 'n goeie 3-4 jaar. Ja. En mense het gesê nee, hulle hoor jy's besig met dit of hulle dink jy's besig met dat. Ag, jy weet mos, ek het rol vir ADHD, so ek het klomp goeters begin. Ek weet nie hoeveel van dit het klaar gemaak nie. Maar ek het hoofsaaklik nog steeds opgetree. Ek het probeer om myself bietjie te diversify, bietjie kwalifikasietjies te kry in case ek eendag moeg raak vir sing. En ja, nou kom ek terug met 'n bang en ek's weer lus vir die eerste keer in 'n lang tyd. En kwalifikasies, jy het vlieglyse gedoen? Ja, ek het nie klaar gemaak nie en nou is ek 'n pappa, so ek gaan nou seker moet wag tot hy 5 is, dan kan ek weer oor begin. Ja, ek het dit gedoen en ek het 'n paar first aid goeders gedoen wat ek nog altyd wou gedoen het. Veral met ons het so baie travel op die pad, ek nog altyd so onvoorbereid gevoel sou daar 'n emergency voorkom. So ek het nogal myself besig gehou. En natuurlik ek het verlief geraak in die laaste 2 jaar wat my baie besig gehou het. Ek het nie geweet ek het soveel tyd nodig daarvoor. Is dit 'n liefde wat op toer gebeur het of was jy skoolvriende? Inderwaarheid, hierdie is 'n toerliefdetjie. Ek het haar ontmoet deur vriende van my wat by 'n show was en sy was nou saam met hulle daar en na die tyd toe gaan ons saam met hulle uit na 'n plek toe. And I don't think there's ever been a day that I haven't seen her since then. Yesterday, nee, want ek kan sien daai oogies glinster sommer vanmôre. Met die min slaap het jy 'n glinster in jou oog, my vriend. Nee, ek's 'n gelukkige man. Jy reken jy het nou ophou vlieg, net om 'n bietjie tyd te spandeer met chill, ja. En dan sal ek nou weer as hy bietjie groter is, sal ek probeer om gaan klaarmaak. Jy het nooit jou hand gewaag om ook 'n restaurant oop te maak of 'n koffiewinkel of so iets? Ek het 'n restaurant oopgemaak net so
wel, dit het gelyk soos die einde van lockdown daai tyd, maar Ja. wat ek nie geweet het nie, is dit was actually die kern van lockdown gewees. So toe het ek nou daai ook laat gaan, maar dit was fun, dit was 'n baie cool experience en dit was cool om 'n venue te hê waar jy kan show en jy hoef nie die hele land rondvol te ry Ja. op soek na shows nie. So ek het reg gehoor, ek het mos vir jou gesê daar was baie storieetjies wat rond jou connections is aan, jou connections is aan. Ek wil net weet hoekom het ek nooit 'n draai daar gemaak nie. Yesterday. Ja, ek weet nie hoe lank of ek lank genoeg oop was dat jy daar kon wees nie. Maar as ek weer die 2.0 doen, dan gaan ek jou definitief nooi. Net so vinnig voordat ons bietjie gesels oor die nuwe video en ons hom ook vir die kykers wil deel. Dink jy nou anderste ook aan jou sake wat jy met die publiek deel vandat jy nou 'n pa is? 100%. Jy weet ons lewe 'n lewe wat half niks is eintlik jou eie nie. Jy moet maar half alles deel met almal en nou dat ek 'n gesinnetjie het, voel ek die grootste begeerte om hulle bietjie vir myself meer te hou, bietjie meer privaatheid. Maar mense is erg nuuskierig jong. Ons wil maar weet van die doen en die laat is Nee, van kyk, dis maar hoe dit is. Dis Ja. maar hoe dit is. En ek like mos 'n geselsie en ek like om met mense te deel, maar hierdie voel nou vir my dis die enigste ding wat net eie aan ek is. So ek geniet dit nogal vir hierdie klein retjie. Jy het gesê jy praat van die wit puma. Ja, die Wit Panther. The Wit Panther, the Yes. White Panther. Wat is die White Panther se naam? Sy naam is Alo Kombrink Mohale Morake. Pragtig. Klomp brasse, klomp name, ons moes dit maar. Hey man, colorful South Africa. Ons rainbow baby. Nou jy het vir ons ook jou splinternuwe video saamgebring. Hy is verlede week Vrydag Inderwaarheid. vrygestel. Maar ons gaan hom net hierna deel met almal van julle op Goeiemôre, good morning. Dalk gaan jy net ook so lekker gelukkig wees soos Reven sê op die video en saam met ons sing en dans. Moenie weggaan nie, net hierna is dit die splinternuwe een van Reven sê, Nike.